Meer as 2000 jaar gelede was daar 'n seun gebore, 'n kind in 'n eenvoudige krib. Maar daar was gesê dat hy sal heers en hy sal genoem word Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors. Vanuit die nederigheid van die krib is daar 'n heerser gebore, wat tot vandag toe nog sy koninkryk kom vestig in mense se lewens op aarde. Goeiemôre en welkom van my kant af. As ek so 'n bietjie moeg lyk vanoggend, verskoon my, ek is. Net so 'n bietjie vinnig vir julle terugvoer gee. Ons kleintjie is gebore verlede week Woensdag. Prys die Here. Is lekker om 'n klein lyfie in die huis te hê. Dit is nie lekker om nie meer te kan slaap nie. Die feesseisoen is hier en dit is 'n feestelike tyd, maar dit is ook 'n vreeslike tyd. Ons beleef baie van hierdie in ons huis tans. Maar ek is seker jy gaan saam met my stem as ons vir mekaar moet sê hierdie was 'n lang jaar. Amen. Amen. En daarom verskoon ons jou, jy kan vroeg huis toe gaan vandag. Jy kan, nee, ek spot. Dit was 'n lang jaar. Ek dink meer as enige ander jaar wat ons al persoonlik beleef het, kan ons werklik hierdie vir mekaar sê, as vriende 2025 was nie eenvoudig nie. Dit was nie 'n eenvoudige jaar nie. Baie van die mense naby aan ons en baie van die mense wat naby aan ons is, sê dieselfde goed. As ons het hierdie jaar goed deurgetrap wat nie eenvoudig was nie. Wat nie altyd lekker was nie, wat redelik uitdagend was. En oor die algemeen kan ons sê ons is redelik moeg. En Desember kom soos 'n absolute geskenk om bietjie te rus. Voel enigiemand so vandag? Die van julle wat nie so voel nie, ons is dankbaar vir jou, maar asseblief kan jy ophou lieg in die kerk. Dit is nie vir ons lekker dat jy vir ons jok nie. Dis 'n tyd van feesviering natuurlik. Kerstyd is 'n tyd waar ons tot stilstand kom en ons beleef hierdie, nee, ons sien dit is al hoe meer hoe die jaar aftyper, besighede raak rustiger, die skole maak toe, die kinders is rustiger, die sport het nou bedaar vir 'n oomblik. Ons maak planne om bietjie weg te gaan, nee, om saam met familie en vriende tyd saam te spandeer en is vakansies en jy weet ons sien uit na 'n tyd van rus, maar ek wil vandag vir jou hierdie vra is jy besig om tot stilstand te kom omdat jy dalk net nie meer oor het om nog te moes aangaan nie. En dat die lewe eintlik maar is om jou tot stilstand te trek eerder as wat jy stil hou en vir 'n oomblik net stil raak en stil staan by dit wat die Vader vir jou in hierdie seisoen wil kom wees. Jy sien, ons 'n groot verskil. Ons sê hierdie gereeld vir mense, as jy nie die vermoë het om by die goed wat werklik saak maak te kan stil staan nie, sal die lewe jou tot stilstand bring. En dit gaan nie lekker wees nie. En so in hierdie tyd gaan ons fokus en stil staan by die kind wat gebore is, maar die seun wat vir ons gegee is. En ek wil net vir 'n oomblik, jy moet net dalk saam met my net na 'n gedagte net deurdink. Jy weet, God kon op enige manier na die mensdom toe kom. Hy is God, hy kan doen wat hy wil. Hy het al deur 'n donkie gepraat, hy het al deur 'n brandende bos gepraat. Jesus het in die modder gespoeg en modderkoekies op iemand se oë gesit en hulle op die oomblik daar genees. Hy is God, hy kan doen wat hy wil, maar hy kies. Hy kies om deur 'n klein babietjie in hierdie lewe in te tree. En dan kontras daai prentjie van 'n klein fragile babietjie. En ons het een van daai, ons weet hoe dit voel. Jy dink daai ding gaan breek enige oomblik. Daai klein lyfie lê hierso en daar word 'n uitspraak gemaak oor wie hierdie kleintjie nie net sal wees nie, maar wie hy is. Hoor wat sê Jesaja 9 vers 6. Dit sê, want vir ons is 'n kind gebore en ons is 'n seun gegee.
En die heerskappy sal op sy skouer wees en sy naam sal genoem word. Wonderbaar, Raadsman, magtige God, ewige Vader en vredevors. Dis amper in 'n oomblik van kontras dat jy vir jouself dink, is al hierdie goed werklik moontlik vir 'n klein ou baba? En dit is waar meeste gelowiges vashak in hulle denke, is hulle dink dat dit was maar net 'n intree vlak, dit was maar net 'n beweeg gou verby dit, dat Jesus het gekom as 'n baba sodat hy net hier kan wees, fast forward sodat hy kan wat? Doodgaan aan 'n kruis en jou kan red. Maar ons mis dit wat eintlik gekommunikeer was toe daai seun sy eerste asem uitblaas in 'n mensvorm teen volle God en teen volle mens, en die belofte wat hy vervul om te sê, ek wil vir jou iets wees. Nie net wil ek vir jou iets kom doen 33 jaar later nie, en dat jy 2000 jaar later kan sê Jesus het vir my iets gedoen nie, maar dat jy nou kan sê hy het iets vir my gewees. Ek wil jy vandag nooi in 'n oomblik in ons elkeen se lewens in waar ons gaan stil staan by wat dit beteken as ons sê God heers oor my lewe. In my lewe word hy genoem die Heerser. Sien, want wat hierdie vir ons beteken, en ons het nie almal noodwendig hierdie konteks in vandag se tyd nie, maar daar sit iemand anderste op die troon van jou lewe. En glo my as ek vir jou sê, want so gemaklik soos wat die wêreld dit probeer maak vir ons, dat alles in 'n oomblik gebeur, alles gebeur rondom jou, net soos wat jy dit wil hê, dit is binne 60 minute, 60, dis drive-through, dis fast food, dis instant, alles is hier, gaan dit nie eintlik oor jou nie. En dit is vir ons baie moeilik, want kom ons wees net gou eerlik, selfs as ons in ons eie lewe toe draai en net reflekteer, dan so vinnig, dan erken ons dit, ons praat van die eie ek, die my. Ek hou nie hiervan nie. Dis nie vir my lekker dat sekere goed gebeur nie. Hoekom moet hierdie alweer met my gebeur? Hoekom is ek aan die ontvangkant van hierdie? En sien jy hoe vinnig raak ons self behep in ons lewens? En is moeilik, is bitter baie moeilik om dit nie te doen nie. Want dit is tog jou lewe. En jy beleef hierdie goed, jy gaan deur hierdie goed. Maar die spanning wat ons beleef, is baie keer spanning wat ons op onsself sit. Dis baie keer spanning wat ons op onsself sit. Hoekom sê ek dit? Want jy is nie die een wat eintlik op die troon sit nie. Sien, dit gaan nie eintlik oor jou nie. Jou lewe, en alles wat jy is, en alles wat jy gaan deurgaan, alles wat jy sal beleef, alles wat jy sal begeer en bekom in die leeftyd, gaan nie oor jou nie, en dit gaan verseker nie oor jou gemak nie. Is julle okay, as ek dit vir jou sê? Okay, dankie tog. Bless jou Tannie, wat al saam met my in hierdie preek is, ek waardeer jou baie. Sien vriende, ek wil nie hier staan en vir jou sê, jy weet, die lewe is taaf, deel with dit nie. Ek wil nie vir jou sê die lewe is onregverdig en so wat, kom ons gaan maar net aan nie. Daar's inteendeel iets baie dieper, iets baie mooier om te ontdek. Wanneer ons eintlik stil staan by wat dit beteken wanneer ons sê God is die een wat heers oor my lewe. Daar's iets wat gebeur, iets wat binne in jou shift, iets wat skuif in jou binneste wanneer jy hierdie snap, wanneer jy hierdie verstaan. En so kom ons vir 'n oomblik kyk net gou na hierdie en jy weet baie ouens sal met my verskil en ek wil jou vir 'n oomblik net nooi om saam met my net regtig krities, dink gou nugter saam met my vir 'n oomblik net oor die volgende stelling. Is God in beheer of is hy die een wat regeer? Want die Bybel leer ons en wys vir ons dat God is nie in beheer nie. Nou voordat jy uitstorm en jy uithardloop,
Facebook gaan sê, jy sal nie glo wat sê hierdie pastoor. Voordat jy vir daai klip afbuk en jy met iets wil gooi. Ek wil jou vandag wys hoe God nie in beheer is nie, maar eerder die een is wat regeer. En hoekom sê ek dit? Kom ek wys gou vir jou. As ons sê God is in beheer, dan beteken dit ons moet hom blameer vir alles wat verkeerd gaan. Die eerste ding wat ek vir jou wil wys is dat as God in beheer is, met ander woorde, he is controlling everything, en die onus lê op hom, dan moet ons sê dit is sy verantwoordelikheid dat daar menslike sonde was. Want hy is dan die een wat dit kon stop. Hoekom het hy nie? Ons sit in hierdie gebroke lewe van onregverdigheid, van absolute boosheid, en die tragedie en die ramp wat rondom my lewe gebeur, en al hierdie goed gebeur met my, en as God in beheer was, dan is dit sy skuld. Het jy dit al beleef? Het jy dit al gevra? Omtrent amper dag en datum 12 maande terug, aan sy inse kant van haar familie, by 'n kuiertjie by ouma en oupa verdrink Luka se 2-jarige niggie, 'n paar weke voor Kersfees. En die hele familie is net gebreek. En baie van julle was hier saam met ons in daai tyd, en ek wil nie die storie hijack en dit myne maak nie, dis nie my kind daai gewees nie, maar ons familie en gesin het dit gevoel. En die vraag, Here, kon jy nie dit net gestop het nie? Ek meen, ek dog jy is in beheer. Het jy weggekyk vir 'n oomblik? Was jou aandag op 'n ander ding? Het jy dit nie gesien gebeur nie? Waar was die Here in dit? Het jy dit nog nie beleef nie? Het jy dit nog nie gevoel nie? Dat jy net nog nie lank genoeg gelewe nie? Maar ergens sal jy op 'n punt kom waar jy sê, as God in beheer was, dan sal hy hierdie mos nou kon stop. Maar die woord vir ons wys, vriende, is dat God is nie verantwoordelik vir menslike sonde, vir menslike foute, vir die pyn en die lyding wat ons beleef nie, vir die skaamte en die tragedie en die absolute gebrokenheid nie. Want hy micromanage nie alles wat gebeur nie. Hy is nie 'n God wat homself indruk en namens jou goed doen en namens jou inklim en hy klim verby jou vrye wil en hy doen dit self nie. Want hy is nie die een wat in beheer is nie. Hy is die een wat regeer. Ek gaan nou vir ons wys wat dit beteken. Paulus skryf in Romeine 3 vers 23, hy sê, all have sinned, almal van ons, and we have fallen short of the glory of God. Dis nie sy oorsaak dat ons in sonde verval het nie. Jy sien, ons kan verder aangaan, ons kan sê dat as God in beheer was, dan kan ons weer eens pyn en lyding ook op hom sit. Hy is verantwoordelik vir dit, want hy veroorsaak dit. Hy speel skaak met my lewe en hy druk my tot my laaste. En dan net daar waar hy my het, wanneer ek op my minste is, dan breek hy my en hy druk my. Want hy dink ek verdien dit. En hy probeer my terugkry. God is geniepsigtig met my. Ons mense wat dit dink, ons mense wat leef met dit, en dit is absolute leuns. As ek vir jou hierdie wys en vir jou sê, jy weet, God is ook verantwoordelik vir die verkeerde besluite wat jy selfs maak. Wanneer jy weet wat om te doen, en jy weet wat reg is, en jy kies teen dit, en jy maak 'n fout, of jy misluk, of jy trap skeef, of jy jaag goed aan wat jy nie moet nie, en dan wil ons God blameer, nee, en sê, maar hy was mos in beheer. Hy kon dit stop en voorkom. Vriende, hierdie is 'n teologiese conundrum. Wanneer ons sê God is in beheer, dan wil ons hom verantwoordelik maak vir ons besluite, vir ander se besluite en die gebrokenheid van die wêreld waarin ons leef, gebaseer op die mens se sonde. So ons kan nie vandag vir mekaar sê dat God is in beheer nie, want uiteindelik gaan ons onsself in 'n muur vashardloop. Kan jy saam met my stem? Kan jy saam met my sien vandag, dat as ons sê God is in beheer, dat hy ons soos 'n robot moet hanteer?
dat jy geen vrye wil het nie. Dat hy gaan moet intervene die heeltyd. God gaan moet polisieman speel oor elke besluit, elke mens, elke aksie, elke ding in die natuur, gaan hy moet polisieman speel. En dan is dit nie die God wat ons vandag ken nie. Want hy beheer nie sy skepping nie. Hy lei ons. Dis die verskil tussen mense wat sê God is in beheer en 'n God wat eerder regeer. Want kern tot al hierdie goed, en dis wat ek vandag vir jou wil wys, wat die woord vir ons beskryf is, dat die kern van hierdie is genade. Is absoluut genade. Ons gaan nou kyk na hoe dit lyk wanneer God heers deur my lewe, maar ons moet die spanning wat ons beleef oor hoekom sekere goed met my gebeur, hoekom ek deur sekere goed gaan, hoekom staan ek aan die ontvangkant van goed in hierdie lewe, dan staan ons stil by dit is absoluut genade, wat God deur liefde bewerk, dat hy mens met vrye wil in 'n skepping los met 'n raamwerk, waar hy nie micromanage nie. Maar bo-oor als sy wil en sy plan met sy soewereine hand steeds doen wat hy gesê het hy gaan doen en steeds is wie hy sê hy is. Dit is net God wat dit kan doen. Dis net God wat in tye van teëspoed en tragedie, dat hy die een is wat getrou kan bly. Dis net hy wat dit kan doen. Dis net God dat wanneer in tye van onreg en absolute boosheid kan instap in sy heiligheid en sy geregtigheid en God kan bly. Dat eksterne goed nie verander wie hy is nie. Dis net God wat dit kan doen. En ons word genooi kom sien hoe ek met 'n kromstok 'n reguit lyn kan trek. Sê maar dit is wat dit beteken as ons sê God heers, is daar is niks wat verby sy finale wil en sy finale woord kan gebeur nie. Nou, dit is vir ons moeilik om dit te verstaan, want ons vra soos, maar hoe kan hierdie gebeur? Hoe kan God dit toelaat om te gebeur? Hoe kan ons deur sekere goed gaan? Waar's God? Is hy afwesig? Het hy 'n saak met my? Het hy 'n saak met my lewe? Het hy 'n saak met my huwelik? Het hy 'n saak met my kinders en my gesondheid en my welstand? Wanneer dit voel asof ek beheer verloor oor my lewe, en Maurice, jy sê vir my, God beheer nie die details nie, hy beheer nie micromanage nie, waar is hy dan? Wat doen hy dan? Jesaja 55 vers 8 tot 9 sê my gedagtes is nie jou gedagtes nie. En my wee is nie jou wee nie. Die manier hoe God is wie hy is. Wie hy vir ons is. Die heerser wat hy vir ons is, die koning wat hy vir ons is, word nie bepaal deur dit wat jy deurgaan of beleef nie. Verstaan jy dit vandag? Kan jy vandag dit inneem? Dat ten spyte van goed of sleg, ten spyte van of dan nou tragedie en rampe om jou gebeur en of jy nou die lotto wen, dit verander nie wie God is nie. Hy is nie afhanklik van dit wat jy beleef in hierdie leeftyd om te wees wie hy is nie. Hy is koning bo alles. Hy is die Heer. Maar dit laat ons met 'n paar vrae. Ek wil vir jou gou 2 skrifverse wys. Kolossense help ons in hoofstuk 1 vers 17, dit sê hy is voor alle dinge en deur hom bestaan alle dinge. Ons het nodig om hierdie te verstaan, vriende, is dat ons probeer sin maak van wie God is deur 'n filter van dit waardeur ek gaan, dit wat ek beleef, dit wat ek sien, en dit gaan die prentjie inkleer oor wie God is. Maar die woord wys ons hier, dit is aan die kant om, dit is hy eers, en dan maak die res sin. Ek meet nie God se goedheid in hoe goed dit met my gaan nie. Hy is goed vir my, hy is goed, hy is God. Maak nie saak waardeur ek gaan nie. Kan jy sien, saam met my,
Hoe as ons hierdie mis, gaan jou lewe bitter baie moeilik wees. Kan jy saam met my sien, dat as ons hierdie mis verstaan, dan los ons 'n gaping vir 'n leuen om in te kruip. Waar die vyand kan sê, nee, maar dis eintlik net die Here wat jou probeer straf. Dis eintlik net omdat jy gejok het laasweek. Dis nou wraggies hoekom jy jou kar gestamp het. Dis want die Here probeer jou terugkry. Dis nie wie hy is nie, dis nie wat hy doen met my lewe nie. Ek is nie 'n pion in sy hande nie. Hy is my Vader, ek is sy seun. Ek is sy kind. Julle wat ouers is, Jesus sê, julle weet. As jou kind jou moes vra vir brood, hoekom sal jy vir hom klip gee? As jy moes vra vir vis, hoekom sal jy vir hom slang gee? Die Here speel nie met jou lewe nie. Hy heers en hy lei. Hy is wie hy is, en hy is wie hy sê hy is, en hy vra jou, kom ontdek wie ek is, en kom maak jou lewe onderdanig aan my wil, aan my woord, aan my weg. En dan wat doen ons wanneer ons deur hierdie tye gaan, wat ons voel, ek voel buite beheer. En as ons sê dat God is nie die een wat die goed gaan beheer nie, he's not controlling everything, en ek voel buite beheer, dan wat doen ek? Hoe heers hy deur my lewe? Jy sien, hy is of die Here van alles, of hy is die Here van niks. Sien, hier is die moeilikheid wat ons kry is, ons soek 'n konsultantverhouding met die Here. Wanneer dinge sleg gaan, kom fix dit net. Ek hou nie van my omstandighede nie, jy moet ietsie kom doen. Ek het dit nie so lekker soos wat daai ou dit het nie, ek soek dit soos hy. En ons konsulteer met die Here, ons bring hom in as 'n konsultant, kom fix net hier, kom werk het, en wanneer al sharp is, dan eintlik het ons hom nie nodig nie. Dis interessant, ons vra net hierdie vrae wanneer die dinge skeefloop, nee. Ons wonder net oor waar is God wanneer ek dit nodig het. Maar die issue wat ons het, is ons is besig om met 'n deeltydse Jesus te speel. En dis 'n moeilike ding om te hoor, vriende, want dit is elkeen van ons se grootste versoeking in hierdie lewe. Is ons dink dat ons nog steeds op die troon kan kom sit wanneer dit lekker gaan. En dan wanneer dit moeilik is, wanneer die dinge rondom my nie lekker is nie, dan wil ek vinnig van daai troon afspring en sê, Here, jy moet nou gou weer hier kom sit en net gou weer hier inklim. Jy sien, dit is die moeilikheid. Hoor wat sê Jesus in Lukas 6 vers 46. Hy sê, waarom noem julle my Here, Here, en dan doen julle nie wat ek sê nie. Jy sien, ons wil gaan na, is God regtig die een wat heers, wanneer ons net dink in of dit goed gaan met my. Net wat kan ek daaruit baat? Wat kan ek hier uit kry? Of ek hou nie van wat ek hier het nie, en hy moet iets daaromtrent kon doen. Dan wil ons inklim en sê, maar is jy werklik wie jy sê jy is? Maar sien julle saam met my vandag, vriende, dat ons kan nie 'n deeltydse Jesus aanvaar in ons lewe nie. A.W. Tozer sê hierdie baie mooi. Hy sê die volgende woorde, hy sê, it is either all of Christ, or it is none of Christ. Because a Christ who will either be Lord of all, or not be Lord at all. Hy gaan verder en hy verduidelik dit so, hy sê, ons wil Jesus aanvaar as redder, maar as dit kom by ons, eintlik ons lewe moet leef, en dit wat hy eintlik vir ons sê, en dit baie keer moeilik raak en ongemaklik is, dan wil ons nie dit aanvaar nie. Want ons soek dit gemaklik, maar ons soek dit nie altyd in gehoorsaamheid nie. En is die spanning wat ons beleef, wanneer ons praat oor hoe heers God oor my lewe is, hy is die een op die troon, ek is nie.
Dit is sy wil en sy soewereiniteit oor my lewe, nie my eie planne en begeertes bo syne nie. En dat my lewe onderdanig is aan 'n koning wat ek vertrou, 'n goeie hart het vir my. 'n Koning wat nie uit is om my te geniet nie, maar 'n koning wat sy liefde oor my uitstort. En dat soos wat ek goed beleef in hierdie lewe, en ons almal doen, dan kom ons terug na daai punt toe waar ons onsself herinner, dat hy is die een op die troon. En dat sy plan sal nooit belemmer word, al beleef ek tye van teëspoed nie. Is daar 'n maklike antwoord? Nee. Maar die Here weet, dis die waarheid. Die Here weet, dit is die waarheid, daar is nie. Hoekom gebeur hierdie slegte goed met my? Want ons is in 'n vervalle wêreld. Maar dit maak hom nie minder God nie, en dit maak hom nie minder getrou nie. Hoekom beleef ek onreg? Hoekom beleef ek boosheid? Hoekom beleef ek tragedie en teleurstelling en selfs rampe? Want ons wêreld is gebroke. Dis hoekom ons 'n koning nodig het. Sodat hy iets kan kom doen wat ons opgevoeder het. En hy het dit reeds gedoen 2000 jaar terug. En hy is besig en hy is aktief want hy heers. En hy bewerk sy wil en hy bewerk sy plan en hy bewys sy liefde. Dit is wie hy is en dit is wat hy doen. Jy sien, wat ons word genooi om een van twee goed te doen en ek gaan 'n paar goed vir jou wys vandag. En dieselfde kontras wat ons so beleef in die spanning is, ons kan of opgee of ons kan oorgee. En baie mense beleef hierdie is, my lewe voel buite beheer. En dit is omstandighede en dit is chaos en dis teleurstelling op teleurstelling en dit is my foute en ek kan dit, jy weet, admit en ek misluk en ek maak droog en ek jaag aan en ander ouens doen dit ook en jy weet, hierdie ou doen hierdie aan my en daai vrou kan jy dit nou weer glo sê hierdie van my en ons kom op 'n punt waar ons wil opgee. Het jy al ooit jouself gevang, wil opgee? Ek is nou klaar. Genoeg is nou genoeg. Ek strip myself sommer dwars 2 keer en ek loop uit en ek is klaar. En ons wil opgee, hoekom? Dis want jy probeer in beheer wees. Jy probeer dit nog in jou eie hande hou. En na die oomblik toe hierdie ding grondpad tref en hy begin rukkie voor jou en jy sien, dis moeilik om hierdie ding te bestuur. Dis moeilik om hierdie ding te beheer. Wil ek opgee? Ek soek nie meer hierdie nie. Maar sien, ons is nie op die troon nie. Dis nie op ons skouers om uiteindelik hierdie te maak werk nie. Sê dit maar, het ons geen deel in dit nie. Nee, natuurlik het ons 'n deel in dit. Terug na die kern toe, is genade. God gee vir jou vrye wil, hy gee vir jou 'n uitnodiging, kom ontdek saam met my hoe ek dit deur jou kan doen. Maar jy's nie in beheer nie. En hierdie gaan nie oor jou nie. Dit gaan oor hom. En jou lewe staan in diens van jou koning. En jou huwelik is nie jou huwelik nie. En jou besigheid is nie jou besigheid nie. En jou gesondheid is nie jou gesondheid nie. En jou kinders is nie jou kinders nie, dit is syne. Dit is syne. En jy lê dit neer. Jy gee nie op nie, jy gee dit oor. Inteendeel, jy gee dit terug aan die een wat dit eintlik besit. Ons kom net uit 'n reeks uit wat ons gepraat het oor om 'n rentmeester te wees. Dis nie ons goed hierdie nie. As ons sê hy heers, dan sê ons dit is sy wil en sy plan bo alles altyd. En niks vang hom omkant nie en niks sal hom stop nie. Hy is God. En my lewe sal onderdanig wees aan dit. En ek sal nie na hom kyk om te probeer bepaal wie hy is deur wat ek rondom my sien nie. Ek sal deur wie hy is my lewe aanpak.
Verstaan jy wat dit beteken om oor te gee, in plaas van om te wil opgee? Sien, ons doen hierdie, ons herinner onsself wie eintlik op die troon sit, dat dit nie ek en jy is nie, maar dat dit hy is, en dit is sy finale sê, dit is sy finale autoriteit. En baie van ons beleef die spanning hier, want ons kan erken, ons probeer nog gedeeltelike eienaarskap hou, oor iets wat nie ons is nie. Jy sukkel om te beleef hoe die Here deur jou lewe heers, want jy probeer nog op jou troon sit. En jy soek dit nog jou wy. Vriende, verstaan jy dat toe Jesus dit vir sy disippels sê, die van julle wat julle lewe gaan probeer hou, sal dit verloor. Maar die wat hulle lewe prys gee, oorgee, sal lewe vind. Jy sien, ons gee oor wat ons nie self kan dra nie. Dit is interessant, nee, die uitspraak wat die profeet Jesaja maak oor wie hy is en wie hy genoem sal word. Dit sê, en hy sal Heer genoem word, en die heerskappy sal op sy skouers rus. Nie jou skouers rus nie. Ons het baie kere waar ons probeer jaag na 'n antwoord, oor hoekom gebeur sekere goed, want ons voel buite beheer. En ons soek net 'n uitkoms, ons soek net 'n deurbraak, ons soek net iets, en weet jy wat? Dit lê nie op jou skouers nie. Dit rus op syne. Hy is God. En hy kan doen wat hy wil. En hy gaan dit doen met absolute regverdigheid. Hy gaan dit doen met absolute liefde en absolute genade. Want daar's niemand soos hy nie. En hy gaan dit doen, omdat hy getrou is. Vir ons maak dit altyd sin, nee, dit doen nie. Dit maak nie sin nie. Is dit partykeer moeilik? Ja, blerrie. Dit is baie moeilik. Maar vriende, ons is nie God nie. En ons dra nie hierdie verantwoordelikheid op ons skouers nie. Hy het beloof om 'n pa te wees vir jou. Hy het beloof om 'n redder te wees vir jou. Hy het beloof om 'n vredevors te wees vir jou. Hy het beloof om 'n prins van vrede te wees vir jou. Hy het beloof om jou te lei soos wat hy jou Here is. Gaan jy hom toelaat? Of wil jy dit nog self probeer, nog 'n keer? Jy sien, ons word gelos met hierdie, ons kan kies. Wil ons in gehoorsaamheid leef, of net op gevoelens? Want as ons erken dat hy is Here van alles, en 'n finale sê het oor alles wie ek is, en alles wat ek het, en alles wat ek doen, en alles wat ek sal doen. As hy die Here is, dan gehoorsaam ek hom. Nie gebaseer op my gevoelens teenoor omstandighede nie. Kan ons net eerlik wees, vriende, dit is die moeilikste ding wat jy gaan teekom teen een in hierdie lewe, is om te kies teen gevoelens. My gevoelens is seer gemaak. Ek voel ongemaklik, ek voel uitgedaag, ek voel uitgeteer, ek voel plat getrap. Wil jy daai gevoelens op die troon van jou lewe gaan sit? Dat daai gevoelens jou regeer, dat daai gevoelens iets vir jou gaan probeer wees, wat dit nie kan wees nie. Wil jy die kroon van God op jou gevoelens gaan sit? Of gaan jy eerder sê, ek gaan gehoorsaamheid kies, en myself voor sy troon op my knieë gaan neersit, en sê, Here, U is koning. Here, U is my Heer. Ek weet dit klink asof ek beklei vandag, maar ek doen regtig nie. Maar ek wil hierdie met jou los. As dalk 'n oomblik vir jou om net tot stilstand te kom, soos wat jy vandag besin,
oor wie jou Here vir jou is. En nog 'n uitnodiging aanvaar waar ons of kan kies om God te blameer vir goed of ons kan kies om hom te beleef teen midde van goed. Ten spyte van goed. Sien, dis die verskil, vriende. Ek wil jy moet hierdie vandag sien. Jy kan een van hierdie twee doen, maar jy kan nie al twee doen nie. Om te erken, hy is my Here en sy heerskappy is oor my lewe. En ek kom goed te wat uitdagend is en nie lekker is nie. En ek het vra oor die goed wat baie keer in hierdie lewe met ons gebeur. Soos wat enigiemand het. Dan kan jy besluit. Wil jy jou koning blameer vir dit? Of wil jy hom beleef in dit? Jy moet een kies, jy kan nie al twee doen nie. Kan nie Jesus in inkremente aanvaar nie. Hy is of jou koning of hy is nie. Of jy erken hy heers oor jou lewe of hy doen nie. Dis jou opsies. Dis jou opsies. Want wat ons vind by sy voete, vriende, is die volgende belofte. Hebreërs 13 vers 8. Jesus is dieselfde en Willem het dit ook vandag gesê in ons tyd van aanbidding. Hy is dieselfde. Gister, vandag en môre tot in ewigheid. Wat ons vind by sy voete is nie net beloftes waaraan ons kan vashou nie, maar is 'n persoon om aan vas te hou. Ons hou nie net vas aan dit wat die koning vir ons sê nie, ons hou vas aan wie hy vir ons is. Hy is my koning, hy is op die troon van my lewe en hy het my. En sy plan, sy wil, sal nie belemmer word deur omstandighede nie. Amen. Glo jy dit? Kan jy dit sê? Kan jy dit aanvaar? Kan jy dit aan jouself herinner? Dis wat ons vind by sy voete en ons sien ook die volgende. Romeine 8 vers 28 sê ons weet, die wat God liefhet, dat alles ten goeie meewerk vir hulle wat volgens sy voorneme geroep is. Vriende, dis wat dit beteken om 'n heerser te hê. Om jou lewe onderdanig te maak en neer te lê voor jou koning. Ek kies om eerder in gehoorsaamheid te leef as gevoelens. Ek kies om hom eerder te beleef as wat ek hom blameer. Ek kies om eerder oor te gee as wat ek probeer en dan opgee, want ek misluk. Jy sien, die storms van die lewe gaan jou ruk, maar dit gaan nie sy troon ruk nie. Dis die waarheid. Jesus never promised you a storm-proof or a storm-free life. He promised you a storm-proof life. Hy het nooit 'n stormvrye lewe vir jou beloof nie. As jy gedink het hy het, ek is jammer, hy het nie. Hy self is uitgemartel, hy self is op 'n kruis gehang, hy self is vermoor. Hy self het al voor 'n graf gestaan en treur en 'n hart wat gebreek is. Hy het dit al beleef, selfs as elkeen van ons. Hy het nooit vir jou beloof 'n stormvrye lewe nie. Hy het wel vir jou beloof 'n lewe wat elke storm kan weerstaan. 'n lewe wat veilig is en vas is in sy hande. Wanneer ons hom toelaat, wanneer ons oorgee, wanneer ons hom gehoorsaam, dan beleef ons hierdie. En dan kan ons dit erken en sing. It is well with me, ten spyte van omstandighede. So ek wil jou nooi vanoggend om saam met my in 'n tyd van aanbidding, om dalk net hierdie jaar in jou gedagtes net op te som en te sê, Here, hier's goed wat vir my gepanel beat het hierdie jaar. Of dalk maar net 'n bietjie 'n eerlike en rou hart net voor die Here kom sit en sê, hierdie was net goed wat ek moes deurworstel. En ek besef, ek het dalk nog self probeer dit deurmaak. In my eie krag, in my eie vermoë, in my eie verstand. En ek soek dit my manier en dit was net vir my, alles is oor my. En Here, ek kan nie meer so aangaan nie. Miskien wil jy dit net voor hom kom neersit vanoggend. Miskien voel jy tans, daar's goed in jou lewe wat buite beheer is. En jy wil net kom vra, Here, kom lei my.
Kom lei my. Hou op vra dat hy die goed kom fix. Sê Here, kom fix my dat ek die goed kan fix. Kom wys my Here, hoe kan ek hierdie goed regkry? Kom wys my wat is my deel wat ek kan bring. En ek wil jou aanmoedig vandag, as jy sit en jy het verdere bediening nodig, of gebed nodig, het ons 'n span reg om jou te bedien. 'n Span wat reg is om saam met jou te kom staan en by jou te kom stil staan en jou te bedien. So ek gaan vra, daar is daar agter plek, as jy gebed nodig het, ons sal vanaf ons ISF span net om naby te staan. Maar kom ons staan saam, ons gaan 'n lied verklaar vanoggend, wat net hierdie woorde sê, it is well with my soul. Want ek het 'n koning op 'n troon bo my lewe. I have a king and he reigns above all. Kom ons staan saam. Amen.